Vandag wil ek jou vertel van Lydia. Ons lees Handelinge 16 vers 4 tot 15. Met groot opgewondenheid vertrek Paulus, Silas en Timotheus uit Lystra. Hulle doen aan by elke gemeente in Suid-Galasië, selfs gemeentes soos Iconium en Antiochië, waar hulle laas nog uit die stad uitgejaag is. Oral waar hulle kom, versterk hulle die gemeentes en praat hulle moed in. Hulle vertel ook vir hulle van die besluite van die groot kerkvergadering in Jerusalem. Paulus het hierdie reis van hom baie fyn beplan en hy weet presies watter roete om te volg. Van Antiochia volg hulle 'n westelike rigting om 'n splinternuwe gebied te gaan verken in die provinsies Frigië en Asië. Hy is opgewonde om ook hier die evangelie te gaan verkondig. Maar dan gebeur iets wat Paulus glad nie kan verstaan nie. Helder en duidelik hoor hy die inspraak van die Heilige Gees in hom. En dadelik weet Paulus dat hierdie gebied moet oorstaan. Hy bevraagteken nie die Here nie, want hy het al geleer dat die Here baie beter weet as hy. Dit maak nie mooi sin nie, want dit is tog maar net logies dat jy die evangelie verkondig oral waar jy kom. Nogtans doen Paulus wat die Here van hom vra en hy draai noord na die provinsie Bithynië. Hier wag groot uitdagings op hulle in die Bosporus met sy groot stede. Hier kan hulle talle mense bereik met die evangelie. Ja, maar weer eens kom staan die Here in Paulus se pad. Hy wil vir Paulus op 'n ander plek hê. Al Paulus se mooi fyn beplanning is nou totaal daarmee heen. Here, wat wil U dan hê moet ek doen? Waar het U my nodig? En dan kom die versekering in Paulus se hart. Gaan maar net aan, ek sal jou die regte pad wys, my kind. Nou het Paulus rustigheid en hy en sy geselskap reis voort in 'n wye boog deur die provinsie Misië tot by die Griekse hawestad Troas. In Troas ontmoet Paulus 'n skrander jong mediese dokter met die naam Lukas. Hierdie man is sommer dadelik baie geïnteresseerd in Paulus se doen en late. Ek sal wat wil gee om saam met julle te kan reis. Nou kom dan saam, lag Paulus. Daardie nag het Paulus 'n droom. 'n Macedoniese man kom staan hier langs sy bed en hy smeek hom. Paulus, kom oor na Macedonië toe. Ons het jou hulp dringend nodig. Paulus skrik wakker. Hierdie droom was so werklik. Kom help ons in Macedonië, weer klink dit oor en oor in hom. En dan weet Paulus, hierdie was maar nie net 'n droom nie. Dit was 'n visioen wat die Here vir hom gegee het. Nou val alles skielik in plek. Nou verstaan hy waarom hy verhinder is om na Asië te gaan en ook Misië. Dis omdat die Here hom nou in Macedonië nodig het. Donkeroggend skud Paulus vir Silas en Timotheus wakker. Kom, opstaan, ons moet vertrek. Silas verstaan glad nie. Waarom nou skielik die haas? Hulle het dan beplan om 'n tyd lank in Troas te vertoef. Timotheus, gaan roep vir Lukas, sê vir hom dat ons vandag nog na Macedonië toe vertrek. En as hy nog wil saamkom, dan moet hy gou maak. Daardie selfde oggend nog vaar die 4 manne op 'n skip oor die Egeïese See tot by die eiland Samothrake. Die volgende dag vaar hulle verder tot by die hawestad
Neapolis, waar hulle vir die eerste keer in Europa aan wal gaan, en hulle reis voortsit tot by die belangrike stad Filippi in Macedonië. Paulus weet nog nie mooi wat hulle doel nou eintlik hier in Filippi is nie, maar hy weet een ding, en dit is dat die Here hom en sy geselskap hier wil hê, dat hy hulle hier gaan gebruik. Paulus vra in die stad rond waar die sinagoge nou is, sodat hy sy gewone strategie kan volg, deur eers vir die Jode te gaan preek. Sinagoge? Nog nooit van so 'n plek gehoor nie. Die reël is dat daar 10 Joodse mans in 'n stad moet wees om 'n sinagoge te kan stig. Tot sy skok moet Paulus uitvind dat daar nie eers 10 Jode in Filippi is nie. Daardie Sabbat gaan stap Paulus en sy reisgenote tot buite die stadsmure om te soek vir 'n paar Jode wat dalk iewers onder 'n boom vir hulle 'n bidplek ingerig het. Hulle kom 'n klompie vroue te wat langs die rivier sit en gesels, en Paulus hulle gaan sit by hulle en begin die evangelie met hulle deel. Een van die vroue luister aandagtig. Die dinge waaroor Paulus praat is vir haar nie vreemd nie. Sy het jare gelede die Joodse geloof aangeneem, maar wat Paulus egter nou sê, het sy nog nooit voorheen gehoor nie. Haar naam is Lydia, en sy is 'n knap sakevrou wat handel dryf in 'n gesogte perswolmateriaal uit Thyatira. Lydia neem die evangelieboodskap sommer dadelik aan, en dan versoek sy vir Paulus: "Ek en my gesin wil gedoop word." Dit is groot blydskap in die huis van Lydia, en dadelik nooi sy die sendelinge om by haar tuis te gaan. Ons moet fyn luister na die stem van die Heilige Gees. Dit kan alleen gebeur wanneer jy 'n intieme verhouding het met die Here. Paulus se ontmoeting met Lydia daai Sabbatoggend was baie belangrik. Dalk het die Here ook vir jou 'n baie belangrike ontmoeting. Luister na wat die Heilige Gees vir jou sê, soms deur die woord, soms deur ander mense, soms selfs in 'n droom. Bevestig dit met die skrif en wees dan gehoorsaam. Amen. Kom ons bid. Here, maak my asseblief sensitief vir u stem. Maak my ook gehoorsaam om te doen wanneer u iets van my vra. Amen.